Broer en suster, vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here met my saam oop te maak. Ons gaan lees in Efesiërs hoofstuk 1 en dan ook in Efesiërs hoofstuk 2. Ek wil dit juis so omlees dat ons die orde kan verstaan, alhoewel die apostel Paulus dit andersom geskryf het. Vir verduideliking wil ek dan hoofstuk 3 lees en dan die gedeelte in hoofstuk 2. So kom ons volg dit met die nodige eerbied en respek, soos wat ek altyd sê. Kom ons lees dit in Afrikaans, asof jy dit nog nooit tevore gelees het. Paulus skryf aan 'n heidense gemeente, nie Jode, en hy sê om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Jesus Christus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy beloftes in Christus is deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. En dan wil ek hê jy moet blaai na die vorige hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 2, en ons gaan vir die konteks net vanaf vers 5 af lees. Maar ek wil hê jy moet fokus op 3 tydsindelings wat Paulus hier met die gemeente deel.
Die eerste 4 verse praat oor dat ons lewend gemaak is, ons wat dood was deur die misdade en die sondes. En nou sê vers 5, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak is, saam met Christus uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou hier kom die eerste tydsindeling, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Ons maak 'n spring tot by vers 11. En hier lees ons die tweede tydsindeling. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die beloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. En dan lees ons van die derde tydsindeling in vers 13. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Ons gaan net tot daar lees. Nee, ons gaan aan. Vers 14, sorry. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee, Jood en Griek, in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy die vyandskap doodgemaak het en hy die evangelie van vrede kon verkondig het aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een vlees, of een gees, tot die Vader. Efesiërs hoofstuk 3, vers 1 tot 14, praat van die verborgenheid van deelgenootskap tussen die Jood en die heiden in hierdie bedeling of bediening van genade deur Jesus Christus as verlosser en saligmaker aan te neem. U sal onthou, ons het verlede week in Romeine 11 gelees en daar het gegaan oor die onderskeid tussen Israel wat 'n natuurlike boom was waarvan die takke deur hulle ongeloof afgekap is, en die heiden as 'n wilde olyf in hierdie boom ingeënt is om deel te kry aan die vettigheid van die wortel. Vanmôre het ons in hoofstuk 3 gelees dat Paulus sê dat daar toegang is in hierdie nuwe bedeling, met ander woorde, en ons gaan daarby nou stil staan, dat daar 'n tyd was, en ons het verlede week ook daarna gekyk,
waar God met Israel gewerk het, waar Israel Jesus verwerp het, waar God 'n nuwe tydsvak, 'n nuwe dispensasie ingaan en met die heidene deel, en dat hy gesê totdat die tye van die nasies vol is, dan sal God weer terugkeer om met Israel te werk. En dan het ons hoofstuk 2 vers 7, 12, 13, 14 gelees en vir jou gewys dat daar hierdie 3 tydsaspekte was van 'n toekomstige, 'n hede bediening en ook hulle wat in die verlede uitgesluit was, wat nou ingetrek is. En dit maak, en dis nou vanmôre dan die 3de keer wat ons by hierdie reeks wil in stil staan oor beproef voor God, deur die woord van die waarheid reg te sny. Wie van julle ken 2 Timoteus 2 vers 15 so uit die kop uit? Dis een van die teksverse wat ek in my glo, dat ons soos 'n rympie moet ken. Soos wat ons toe ons klein was geleer het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So is 2 Timoteus 2 vers 15 seker een van die belangrikste teksverse in ons huidige bedeling, om die woord van die waarheid reg te sny. Paulus sê vir Timoteus, en as ek dit nou in my eie woorde moet vertaal, dan sê Paulus vir Timoteus, Timoteus, maak seker dat hierdie jou eerste prioriteit is. Dat hoe jy met die woord omgaan, God tevrede sal stel. Dat jy nie skaam moet wees, omdat jy die woord van die waarheid nie reg verkondig nie. Hy sê, laat jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Ek wil jou vat na 'n kaart toe, en ons het verlede week die kaart na gekyk, of soortgelyke kaart gekyk, en ek wil hê jy moet so bietjie onderskeid begin tref in die verandering van hoe God deur die eeue met mense gewerk het. Jy sal onthou dat ons het gesê dat hierdie rooi lyn wat hier staan verteenwoordig die tyd toe God met Israel gewerk het onder die wette en voorwaardes met een gedagte, dit is die koninkryk van God wat aan Israel beloof is. Die hele Ou Testament tot en met Johannes se evangelie. Ook 'n gedeelte in Handelinge, maar ek wil Handelinge op hierdie stadium onderskei, omdat Handelinge 'n boek van oorgang is. In die Ou Testament en die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament werk God uitsluitlik met Israel, en dit gaan oor die koninkryk wat beloof word. Hierdie koninkryk is 'n koninkryk wat aards is. Israel verwag 'n koning in Jerusalem op die troon van Dawid.
Dit was die evangelie van die koninkryk. En as jy nou in die Ou Testament lees en die eerste 4 evangelies lees, dan gaan jy agterkom dat daar 'n ander manier was wat Jesus en die profete met die Jode gepraat het. Omdat hierdie koninkryk aangebied word aan Israel as die koninkryksgesandte, hulle op 'n spesifieke manier moes lewe, maar dat hulle verbintenis aan die koninkryk gekoppel was aan gehoorsaamheid. Nêrens in hierdie hele koninkryksaanbieding sal jy sien dat daar gesê word dat as jy deel is van hierdie koninkryk, jy dit as 'n ewige erfenis het nie. Want die koning eis gehoorsaamheid. En dan verwerp die Jode, toe Jesus op die aarde kom, toe word hierdie koninkryk verkondig deur hom, deur die disippels en deur Johannes die Doper. Hulle sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En die aanbieding was, julle moet Jesus as Messias aanvaar. Hulle verwerp hom toe hy aan die kruis gesterf het. Sê die skare vir Pilatus, kruisig hom, weg met hom, hy is nie ons koning nie. En met die verwerping van die koninkryk, stop God se plan met Israel as volk. As jy soortgelyke gedeeltes lees in Daniël hoofstuk 9, dan sal jy sien dat presies dieselfde tydsindeling daar gegee word. Daar word vir 69 weke, 483 jaar, word daar met Israel gewerk, nadat koning Kores opdrag gee dat die Jode na die ballingskap kan terugkeer. Die dag toe Jesus in Jerusalem inry, word hy verwerp. Want die leiers van die kerk van die tyd het beplan om van hom ontslae te raak, omdat hy nie ingepas het by hulle siening van wie die Messias is. Kort en lank, stop hierdie bediening. En God is besig, en dis die boek Handelinge, waar God dan nog steeds met die Jode werk, tot en met Handelinge hoofstuk 9, uiteindelik die Jode in Handelinge 7, die Heilige Gees se werking wat uitgestort is op Pinksterdag verwerp. En hulle Stefanus stenig, en Stefanus vir hulle sê in Handelinge 7, julle weerstaan die Heilige Gees. God dan in Handelinge 9 vir die apostel Paulus roep met die opdrag die evangelie aan die heidene. En dan werk God met die heidene en met Israel wat nou Jesus aanneem, nie as Messias nie, maar as die verlosser van die wêreld in die boeke Romeine tot en met die boek Filemon, die 13 sentbriewe van Paulus. En dan het ons ook in Romeine 11 gelees dat hierdie tyd sal stop wanneer die tyd van die nasies volëindig word. En dan sê hy in Romeine 11, dan sal die hele huis van Israel gered word, en jy sal nou sien, die rooi streep verskyn weer, waar God die werk wat hy onderbreek het, die dispensasie van genade, waar hy nou met heidene werk, en die liggaam van Christus vir ons aanbied, dat hierdie by 'n geleentheid tot 'n einde kom. En dat God weer Israel gaan werk om hulle voor te berei vir sy koms, wanneer hy vir hulle koning in Jerusalem gaan wees.
En dis belangrik dat ek en jy hierdie indelings sal verstaan. Ons het verlede week afgesluit en gekyk na 'n klompie uitdagings om hierdie, nou is die kaart weg, om hierdie onderskeid te tref. Is daar 'n paar uitdagings wat ek en jy het wanneer ons die Bybel lees. Ons het gesien dat die Bybel vir almal geskryf is, dat 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot onderwysing, tot regwysing in die geregtigheid, sodat die mens vir alles wat God hom bied toegerus kan wees. Vir die Jood sy opdragte om toegerus te wees vir die koninkryk. Maar wanneer hy kom by die Nuwe Testamentiese kerk of ons as die heidene, dan ook is die skrif gegee in sy konteks vir ons om toegerus te kan wees vir dit wat God van jou en van my verwag. So met ander woorde, die Bybel is vir almal geskryf. Maar alles in die Bybel is nie altyd aan jou geadresseer nie. Dis soos wat ons verlede week gebruik het, die voorbeeld om iemand anders se pos te lees. Dit help my glad nie. As ek môre 'n brief in my pos skryf wat sê dat ek die volgende miljonair is want my pa het vir my 'n erflating gelos. En die brief land in my posbus, maar dis nie my brief nie. Ek kan daardie brief glo. Ek kan begin lewe volgens hierdie brief. Ek kan al vir my vrou sê, vrou, ons het nie meer nodig om te sukkel nie. Jy kan solank gaan begin shop. Gaan verander jou hele huis. Ons gaan 'n nuwe huis koop. Ons gaan 'n nuwe kar koop. Ons gaan 'n nuwe alles nuut maak. En ek stap die oggend in by waar die boedel gelees word en ek sê, ek is Kobus van Jaarsveld, ek wil maak aanspraak op my erflating en die ou sê, hierdie brief beteken vir jou niks. Dis nie aan jou geadresseer. En dis presies wat ek en jy moet verstaan. Die skrif onderskei, ons het hier gestop, duidelik by 3 verskillende geadresseerdes. En dit word in die Bybel baie duidelik onderskei en daarom het ek geskryf, maak seker jy bly by jou eie brief om die seën en die voorwaardes en die verwagting wat God vir jou het te kan ontvang. Dit help nie ek en jy wil die wet gaan onderhou en ons wil die feeste nakom en ons wil volgens die Ou Testament leef en dit gaan vir my saligheid niks beteken nie want dis nie my pos nie. Dis my les, maar dis nie my pos nie. En dis belangrik. Die gedeelte die Bybel onderskei tussen Jode, tussen heidene en tussen kinders van God. As hy in die Bybel skryf. Jy sal baie teleurgesteld wees en jy sal baie seën inboet indien jy aanhou om iemand anders se pos te lees. Kyk hoe onderskei Paulus in die gemeente in Korinte. Hy skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 10 en hy praat oor die eet van offervleis. Want die Jode wou nie hierdie offervleis eet wat aan die heidense gode geoffer is nie. En die heidene het dit gesien as deel van hulle manier om kos te kry. En nou skryf Paulus en hy noem dit hier in 1 Korintiërs 10 vers 32. Hy sê, wees dan geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. So in ander woorde, as ek en jy nou hierdie brief lees en ons wil nou sê,
hier staan ek mag nie offervleis eet nie, dan gaan dit nou met alle snaakse goed kom, so byvoorbeeld, daar sal nou sekere kos wees wat vir 'n sekere merk op het, en ek mag nou net hierdie kos eet. Julle ken die titel, die halal en al daai goed wat gegee word, dit mag nie varkvleis wees nie, en dit mag nie dit nie, dit mag nie dat nie. En ek kan die teksvers aanhaal wat sê, maar die Bybel sê ek mag dit nie eet nie, maar dit het niks met jou uit te maak. En daarom is dit belangrik. Onthou ook dat daar 'n profetiese plan is waarmee God baie duidelik in sekere tye met mense werk, en ons gaan meer hieroor sê. Kyk ook na die volgende illustrasie wat ek vir jou wil gee ter verduideliking. God praat met verskillende mense gedurende verskillende tydperke, en elkeen het sy eie belewenis van God. Hy het sy eie standaarde vir verhouding met God, en daar is sekere sake ten opsigte van saligheid en vrede met God wat drasties van mekaar verskil. Ek gaan probeer om vinnig 'n klompie vir jou te noem. Kom ons kyk net vinnig vir Adam en Eva. Wat was die opdrag? Moenie van die boom eet nie. Toe God met Adam en Eva daardie dispensasie gewerk het, voor die sondeval, was die opdrag nie onderhou die Sabbat en gaan kerk toe en gee vir die saak van die Here en dit en dat en jy moet jou naaste lief hê soos jouself en al daai goed wat later gegee word. Die opdrag is, jy mag van al die bome in die tuin eet, maar daar's een boom waarvan jy nie mag eet nie. Dis al. Met Abraham en met Noag, al twee regverdige mans, of hoofde van gesinne, wat God sê regverdig is, gaan die verhouding so bietjie meer oor verhouding gaan om te hoor en die opdrag uit te voer. Bou vir jou 'n ark van Goferhout. Dis sy dimensies. Preek vir 120 jaar, want ek gaan die wêreld straf. Abraham, trek uit jou land uit jou geslag uit, na 'n land wat ek jou sal gee. Daar sal jy 'n seën wees vir almal. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Wanneer God met Israel praat, toe hulle uit Egipte uitgegaan het, het dit gegaan oor tydelike verlossing om 'n belofte te verkry. Hulle moes uit Egipte uit om na die land toe te gaan wat God vir Abraham beloof het. En seën het gegaan oor gehoorsaamheid, en straf en omswerwing het gegaan wanneer hulle ongehoorsaam is. Toe die nuwe geslag kom in Deuteronomium hoofstuk 5, sal jy sien dat die wet word herhaal. In Exodus 20 word daar vir die ou geslag gesê, wet 4, wat was wet 4? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk. En dis wet 4. Toe die wet in Deuteronomium 5 herhaal word, gaan jy 'n byvoeging sien. Hoekom? Want die ou geslag het geweet dat die Sabbat die viering is van hulle verlossing uit Egipte. Van die wette en die feeste is vir hulle gegee, en hulle moes die Sabbat geëer het, omdat hulle verlos was. Lees nou Deuteronomium 5. Die nuwe geslag word die wet herhaal.
Deuteronomium 5, toe hulle by wet 4 kom, te sê Moses, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, presies dieselfde soos by Exodus 20, maar hy sit hierdie stukkie by, en dink daaraan dat jy 'n slaaf in Egipte was. Om hierdie rede het ek jou beveel om die Sabbat te gedenk. Sien jy die verskil? Want die nuwe geslag het nie geweet van die verlossing nie. Hulle is in die woestyn gebore. En daar spesifiseer Moses, die Sabbat is jou verlossing uit Egipte, wat hy sê, om hierdie rede. Gaan lees 'n bietjie. En jy sien dus hierdie goed, as jy dit begin verstaan en begin raak sien, dat jy nie nodig het om te vrees as enige ou met enige geloof en enige nik vir jou of enige iets sê. So ruk terug, ek seker so jare wat terug, daar by die eiland is daar 'n ou gewees, wat papiertjies uitgedeel het van die volk moet terugkeer en die volk moet weer die feeste en die sabbate en die goed begin hou. En hy sê vir my, ek preek die Sondag die keer daar en hy kom by en hy sê vir my, weet jy wat, al wat jy kort, jou preke is fantasties, jou teologie is 100%, al wat jy kort is, jy moet net jou dag verander van Sondag na Saterdag. Kan ek vir jou vertel waar jy verkeerd is? Ek sê, kan met liefde my vertel wat verkeerd is, antwoord net vir my, Deuteronomium 5. En as jy hom vir my antwoord, dan kan jy vir my kom sê net wat jy wil. Want as jy kan verbykom en jy kan verstaan, dat daar staan, om hierdie rede moet jy die Sabbat hou, omdat jy 'n slaaf in Egipte was. Ek was nie 'n slaaf in Egipte. My Hollandse afkoms was nie slawe in Egipte nie. Ek's 'n heiden. Ek's 'n nie-Jood. Nêrens was my verbintenis aan slawe in Egipte. So ek kan dit nie nakom nie. So as jy daai vraag antwoord, kom dan en kom vertel vir my waar is ek verkeerd. En as ons nou, ek wil nie slim en wintie klinkie, maar hy het nou nog nie teruggekom om uit. Dit is 'n jaar later en oom is weer daar. Maar jy sien, dis sulke goed wat jy moet verstaan. Die profete voor die ballingskap het 'n boodskap gehad, wat as ons Jesaja 1 vers 1 lees, die rede vir die boek Jesaja, dan sê hy die gesig van Jesaja, die seun van Amos, hoor nou wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Usia, Jotam, Agis, Hiskia, die konings van Juda. So met wie het Jesaja gaan praat? Die opdragte, die oordeele, die seën wat daar is, het niks met my uit te waai nie. Ek kan dit nie opeis nie, maar ek kan daaruit leer. Ek kan nie vir die Here gaan sê, Here, U moet Suid-Afrika seën, as Suid-Afrika na U toe terugkeer, wat U vir Jesaja gesê, sê vir die volk. Dis die seën. Van Suid-Afrika se volk het niks uit te waai. Met die beloftes en die oordeele wat vir die Jode gegee is. Na die ballingskap vernuwe God hierdie belofte met Daniël en weer verander die verantwoordelikheid. By Johannes die Doper kom dit oor die voorbereiding vir die koninkryk. En die bediening van die Here Jesus sê hy baie duidelik in Matteus hoofstuk 10, as jy dit gaan lees, vra hulle vir hom, en hy sê vir die disippels wat hy stuur, ek stuur julle na waarheen? Na die verlore skape van die huis van Israel. Die Samaritaanse vrou kom by die Here Jesus en sê, maak my kind gesond, en Jesus sê vir haar, maar ek kan nie van die brood van die rykman se tafel, kan ek nie vir die hondjies gee. En hy sê nie daarmee die Samaritane is honde nie. Hy verduidelik vir haar, ek het nie gekom vir die Samaritane. En sy openbaar die geloof en sy sê, Here, maar as die krummels afval, kan die hondjies dan nie eet nie.
En hy maak haar kind gesond, juis op haar geloof, dat sy sien dat die seën vir die heidene deur die Jode kom. En daarom is dit belangrik om hierdie goed te verstaan. Op Jesus se Olyfberg diskurs in Matteus 24 en 25 praat hy met Israel wanneer Israel in verdrukking is. En daarom sê hy Matteus 24 vers 13, die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Nou, ek kan dit nie vandag op my gaan toepas nie. Want dit beteken dat ek moet glo ek kan weer verlore gaan. So aan die ander woorde, dis 'n ander pos. Op Pinksterdag preek Petrus vir Israeliete. Lees Handelinge 2 vers 22 en vers 36 by 2 kere sê hy. Hy sê in vers 22, Israeliete, luister. Hy kom in vers 26, hy sê, laat dan nou die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat? Julle gekry het. Vers 36 sê, en toe hulle hierdie woorde hoor, is hulle diep in die hart getref en sê, broeders, wat moet ons doen? Is ons nou te laat? Ons het Jesus gekruisig, is dit nou vir ons verlore? Hy sê nee, bekeer julle en laat julle doop tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En daai doop was die doop vir die Jode om Jesus as Messias te aanvaar. Want doop word gekoppel aan sondevergifnis. En sondevergifnis in ons bedeling kan nie gekoppel word aan iets nie, want Jesus is die bron van ons sondevergifnis. So nou lees jy die twee en jy verstaan die onderskeid en wat sê hy? Kom ons wees eerlik, wat sê hy? Die Bybel het foute. Die Bybel weerspreek homself. Die apostels word gestuur na die Jode. Kyk wat sê Jakobus 1 vers 1. Hy sê Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Na Handelinge hoofstuk 13 word die Jode deur die hele bekende wêreld verstrooi as gevolg van die Nero se vervolging. En Jakobus skryf aan hierdie ouens wat in die ver lande sit, aan die stamme wat in verstrooiing is. Nou sê Jakobus lees, Jakobus praat van geloof en werke. En nou sal ons sê, maar dit kan nie wees nie, die Bybel weerspreek homself. Van hier, Paulus sê, Efesiërs 2, geloof sonder werke. So wie's nou reg? Daar's verskillende geadresseerdes. So moet nie stres nie. Lees jou pos. Wanneer ons Openbaring lees, dan praat dit oor die Jode gedurende die verdrukking, nadat die kerk weg is, die kinders van die Here, die genade dispensasie verby is. Ons het so stryd om, jy hoor almal as die ouens hoor die woord wegraap en ons verwerp hulle out at one shot. Nou ek sê vandag vir iemand, man verwerp die woord, los die woord. Sê die woord nie laaitjie los hom. Die belangrikste ding is, God praat in die Bybel van verskillende tye wanneer God met verskillende mense werk. En wanneer die heidene se tydperk stop, gebeur daar iets. Ek noem dit die wegraap. Jy hoef dit nie te noem nie, maar weet daar's 'n verandering in dispensasie. En wees gereed. So alhoewel die Joodse geskrifte en hulle leefwyse gedurende die verdrukking was aan hulle geskrywe op 'n manier wat hulle moes geleer het, dat hulle moes oorleef om gered te word. En dit het niks te doen met die heidene of die liggaam van Christus. Ek wil vinnig klaar maak, ons tyd hardloop weg. 'n groot probleem in
met saligheid is die sogenaamde vervalleer. Vat ek met jou Bybel en maak vir my oop by Hebreërs hoofstuk 6. As jy die onderskeid nie verstaan nie, dan gaan jy allerhande toertjies wil doen om by hierdie ding verby te kom, om ouens wat aan die vervalleer te glo verkeerd te bewys, maar jy het nie nodig om te vrees nie. Dit het niks met jou uit te waai nie. Kyk wat staan daar. Vir wie skryf die skrywer aan die Hebreërs? Wat is die boek se naam? Hy skryf vir die Jode. Hy skryf vir die Jode wat die koninkryk van 'n aardse koninkryk verwag. Met ander woorde, dis gedurende die tyd wanneer Jesus koning op die aarde is. Gaan hy weer met Israel werk soos hy die Ou Testament werk. Volhard tot die einde toe. Kyk maar sê Hebreërs 6 vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het. Al hierdie voorafgaande is mense wat verlig geword het, wat die Heilige Gees per geleentheid ontvang het met 'n doop of met 'n vervulling of wat ook al die geleentheid was. Wat die gawe gesmaak het, die Heilige Gees deuragtig geword het, die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld om te gesien het waarheen God met die volk op pad is en hierdie ou word afvallig. Hy begin sonde doen om hom weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou die ouens wat die vervalleer kom en sê, hier is jou teks. As jy Jesus aanneem en jy doen sonde, dan verloor jy jou saligheid. Daar staan dit. En nou wil ons allerhande toertjies en ofs en omdats en hoekoms en waaroms en wat ook al wil ons nou, as ons die onderskeid nie tref nie, probeer ons nou hierdie ouens oortuig dat Paulus gesê het dat dit reg is, ons is nou gered. Dan sê hulle maar die Bybel sê so. Jy sê die Bybel sê jy kan nie verlore gaan, ek sê wys jou, die Bybel sê jy kan verlore gaan. Maar as jy die brief toemaak wat nie aan jou behoort nie, en jy lees jou pos, dan kom jy agter Paulus sê in Efesiërs 2 vers 98 uit genade word jy gered sonder werke. Dis 'n gawe van God. En dan hoef ons nie toertjies te maak nie. Want vir die heidene is dit nie van toepassing nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ons pos is is die briewe van Paulus. Die apostel van die heidene. Lees bietjie Galasiërs 1, ons gaan volgende week moet julle Galasiërs 1 en 2 lees. Ons het dan vandag Efesiërs 3 gelees. Paulus is die apostel vir die heidene. Ek wil klaarmaak en praat net vinnig oor die werk van Christus as koning, as priester en profeet. En dis belangrik om dit te verstaan, omdat dit die 3 tydsaspekte van Efesiërs 2 verduidelik. Die volgende aspek wat ons in berekening moet bring is Jesus Christus en sy totale saligheidsplan. Hy beklee hierdie 3 posisies, as 'n koning, as 'n priester en as 'n profeet. Maar dit vind plaas op verskillende tydsgeleenthede.
Dis hier waar die Jode die gaping in Jesaja 9 vers 5 en 6 gemis het. Want Jesaja sê vir hulle, kind is gebore, sy eerste koms. En 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Wat sien jy na die woordjie vredevors? 'n Koppelteken. Vers 6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, sy tweede koms, en oor sy koninkryk om dit te bevestig en te versterk, deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Jode mis die koppelteken. En dis hoekom hulle Jesus as Messias verwerp het. Want Jesaja het gesê, hy gaan kom en hy gaan koning wees. En toe hy praat van sterwe, toe sê hulle, maar hy kan nie die Messias wees nie. En hulle verwerp hom. Want die eenvoudige ding is, hulle kyk en hulle sien twee geleenthede en hulle kyk soos twee bergpieke. Hier's die eerste koms, daar's die tweede koms. En hulle kyk van die kant af. En as hulle net omgedraai het, want ons kyk van hierdie kant af en ons sien die profeet sê, hy kom. Maar wanneer jy van hierdie kant af kyk, wat sien jy? 'n gaping van oor die 2000 jaar al. En dis hier waar ons die onderskeid sien. Dis slegs die koppelteken, net die koppelteken, tussen Jesaja 5, 9 vers 5 en 9 vers 6, bring 'n gaping van meer as 2000 jaar. Ons verstaan dit, want ons het die verligting nou. Maar hulle het dit nie verstaan nie, want hulle het dit gesien as bergpieke. Lees gou saam met my, Hebreërs 9 vers 24 en verder. Die drie tydsaspekte van Jesus se werk, koning, priester, profeet. Hy sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, wat 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. So nou is Jesus se werk, hy is in die regterhand van die Vader, en hy verskyn voor God vir ons. Vers 26. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. Wanneer was dit? Toe hy kom sterf het. Hy verskyn nou voor ons. Hy het gekom om die sonde weg te neem. Vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Daar's die derde tyd. Hy's nou voor die aangesig. Hy was hier om te offer. Hy kom weer. Hy het gekom toe hy kom sterf het as 'n profeet om die verlossing te kom aanbied as hom as offerlam verlede tyd. Na sy hemelvaart tree hy nou in as priester vir elkeen aan die regterhand van die Vader in die hemel. En dan kom hy weer as koning. En vir die Jode was dit belangrik. Hy kom om te offer, Ou Testamentiese offers. Hy verskyn nou voor die Vader, soos wat hy in die tempel een keer 'n jaar met die versoendag voor die Vader verskyn het. Maar hy kom om as koning te word. Want hulle verwag mos 'n aardse koning. En dis Jesus se drie
voudige werk. Al drie het verskillende uitkomste vir die Jode, vir die heidene en vir kinders van God. En dis belangrik dat ons hierdie onderskeid tref. Ek wil jou nooi, ons moet volgende week wil ons stil staan by profetiese dae wat onderskeid in die skrif bied. En ek wil jou nooi om volgende week te kom luister, dat ons vir jou hierdie baie belangrike onderskeid kan gee.